is dit die maand Abib of Nisan deel 10. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Wat 'n baie belangrike boek is vir die tyd waarin ons lewe, waar mense by die bonatuurlike geopenbaarde name moet uitkom. Dis iets wat mense moet bekommerd. As ek aanhoudend hoor iemand sê dat ons aanbid 'n Baal-god, dan sal ons mos gaan navorsing doen, ons sal wel weet wat aangaan. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos jy hierbo kan sien. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis, wat u nie 'n idee het wat u gemis het nie. Dit is uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u verskillende kennisgewings van ons ander boodskappe ook kan ontvang, spesifiek die reeks oor Jaapie van Sail en die leens oor die boek Henog. Stuur hierdie kontak vir u vriende en kennisses, almal wat u lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters belangrik, en natuurlik 'n veiligheidsgordel sommer in Afrikaans, 'n seatbelt of 2, want hier kom 'n paar geestelike skokke. Uiters noodsaaklik dat jy verstaan, ons vereenselwig ons nie met enige kerke, denominasies of organisasies in die wêreld nie. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, wat in 1860 deur Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal was, en dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. Jy kan hom op geen plek in die wêreld te koop kry, behalwe in Amerika, kom ek dit anders stel, en geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Nie komboekwinkels of Amazon of een van daai ouens het dit nie. Jy moet dalk vir komboekwinkel bel en ook vra, hoekom het hulle nie die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, dan sê hulle vir jou, maar hulle het die 1902 Emphasis Bible. Dis die korrupte een wat deur die Westcott en North vertaling gekom het, naamlik die Nestle-Aland vertaling. In die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die naam die Here Jesus se werklikheid Jaffashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het. Ons is by die teken van Jona. Die teken van Jona. Jy weet wat vir my ironies is dat tot vandag toe, ons is besig met deel. Ons het 9 gedeeltes klaargemaak. Hier is deel 10. Nie een pastoor in enige van die protestante kerke, nie een predikant wat 7 jaar op universiteit gesit het, nie een priester nie, en geen, nou kan ek hulle noem van 'n kant af, protestante, charismate, katholieke, jy noem hulle wat. Nie een van julle ouens het nog met die guts gehad om met my te probeer praat oor Abib of Nisan nie. Hoekom? Wel, die feite is relevant. Is voor die hand liggend. En jy kan nie by dit bykom. So wat het ons gedoen? Ek praat van my ook, toe ek in die godsdienstsysteem vasgevang was, verblind deur kerklike dogma en leerstelling. Die teken van Jona, verskoon my net. Hy praat van die teken van Jona, Matteus 12 vers 29. Dit lees, maar hy, dis Jaffashua, antwoord sê vir hulle, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom of haar, ek sê die haar in, gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Die vraag is nou, wat is die teken van Jona? Wat sê u? Hy noem hierdie ouens 'n slegte en 'n oorspelige geslag. Dis die godsdienstige stelsel waarin ons sit. Hy noem hulle so. En daarom sê Openbaring 18 vers 4, kom uit die kerke uit. Hy sê, want hy gaan hare na hoerkinders doodmaak.
Wie sien dit? Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1, gaan lees tot en met vers 6. Nou verduidelik Jafashua vir hierdie godsdienstiges 2000 jaar gelede, en ook hulle hier in 2026 vandag, wat hierdie teken van Jona is. Weet u wat dit is? Die Rooms-Katholieke, Protestante en Charismatiese kerke het hierdie teken van Jona vir meer as 600 jaar totaal en al misgelees. Geen kerk het dit vir ons ooit verduidelik nie. Daarom hou meeste van hierdie kerke Constantijn se Paasfees, om die begrafenis, die opstanding van Jafashua te glo en te vier. Goeie Vrydag, kruisiging en die Sondag opstanding. Ja, want Paasfees het een geletterde professor, wat was sy naam, wat die Tosius en sy trawante, sy ander 6 trawante, hulle het ons dit ingeskryf in die Ou Testament Paasfees, die woord Paasfees een keer en een keer in die Nuwe Testament. Nou glo die mense Paasfees. Dit is 'n Hindoe fees. En hierdie volke, ek sê Hindoe, Astara fees. Meer as 'n Hindoe fees. Astara is hulle god. En hierdie volgende skrifgedeelte verduidelik Jafashua self vir hulle en ons vandag in 2026 wat hierdie teken is. 3 dae en 3 nagte. Nou verduidelik hy, Matteus 12 vers 40. Want net soos Jona, hy noem hulle owerspelige geslag en halstarige geslag. Hy sê, want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, dit was nie 'n walvis nie, so sal die seun van die mens, dis Jafashua, ook 3 dae en 3 nagte in die hart of die kors of die buik van die aarde, naamlik die doderyk, wees. Hy sê 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou kom ek lees hy skrif weer gedeelte met die aanhalings. Luister, Matteus 12 vers 40. En hier is die geheim van alles. Julle ouens wat al julle lewe glo, pastore, predikante, priesters, julle kan julle noem wie julle is. Gewone godsdienstige mense. Kersmense. Julle hou Paasfees elke jaar. Die Bybel sê, te vergeefs vereer julle my deur die leerlinge te leer wat die gebooie van mense is. Met ander woorde, godsdienstige feeste te hou. Want net soos Jona, Matteus 12:40, want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, dis Jafashua, ook 3 dae en 3 nagte in die hart, dis die kors van die kors of buik van die aarde, naamlik die doderyk wees. Verstaan jy dit? Dit is plain Afrikaans. Hierdie geslag is boos, Lukas 11:29. Lukas 11 vers 29. En toe die skare saamstroom, begin hy, dis Jafashua te sê, hierdie geslag, dis 2000 jaar gelede en ook vandag 2026, is boos. Hulle soek na 'n teken en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Wat was die teken? Ons het dit gelees nou net in Matteus 12 vers 40, hy sal 3 dae en 3 nagte in die buik van die aarde, die doderyk wees. Nou tel jy vir my van Vrydag aand af na Sondagoggend toe 3 dae en 3 nagte. As jy dit kan regkry, dan gee ek my kar vir jou persent. Kom, wie wil my kar hê? Wie wil hom hê? Sê vir my, kontak my, geef my 3 dae en 3 nagte op julle Paasfees kruisiging. Lukas 11 vers 30.
Ek dink, kom ek lees net gou Lukas 11 vers 29, en toe die skare stamper begin hy Jahwasjoa te sê, hierdie geslag 2000 jaar gelede en ook vandag 2026 is boos, hulle soek na 'n teken en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona, Lukas 11 vers 30. Want soos Jona 'n teken was vir die Nineviete. Hy was wat? Hy was 'n teken vir die Nineviete. So sal die seun van die mens Jahwasjoa ook wees vir hierdie geslag, vandag 2026. Jona was die teken vir die Nineviete wat in sonde gelewe het. Hy sê net so, vandag, is Jahwasjoa vir ons die teken, dat hy binne 3 dae en 3 nagte uit die doodryk het opgestaan het. Julle het alles gemis. Meer as Salomo is hier. Lukas 11 vers 31 en 32. Die koning van die suide sal in die oordeel opstaan, dis uit die doodryk. Saam met die manne en die vroue van hierdie geslag en hulle veroordeel. Hierdie ongelowige geslag wat Paasfees hou en Paasfees hou en die afgode dien en die Astara fees onderhou. Want sy, nou sê hy, praat van die koningin van die suide, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor. En meer as Salomo is hierso, halleluja. En hierdie ateljee is meer as Salomo hierso. Jahwasjoa deur die Ruach HaKodesh is hier teenwoordig. Vers 2, Lukas 11:32. Die manne van Nineve is hier. Hy sê die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag wat Paasfees hou, wat in leuns lewe, wat godsdienstige strukture aanhang. Terwyl hy sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal, maar julle wil weer daar wees. Hy sê, sal saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle, die Nineviete, die Nineveriërs, het hulle op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Wie is vandag in 2026 hier? Die Ruach HaKodesh, Jahwasjoa en Jahwa, ons skepper van die hemel en die aarde, om die bonatuurlike geopenbaarde woord aan u te openbaar. Wil jy aanhou met dit? Hou aan. Die ouens van Nineve gaan jou oordeel eendag. Pastoor, hou aan. Dis vir jou goed, jy trek salaris. Hoekom vat jy nie jou kerk aan nie? Hier het jy al die inligting, al die skrifte. Jy hoef niks te doen, jy speel net hierdie video's vir hulle. Sê, kom sit en luister hierna. Weereens, die volgende skrifgedeelte is die gedeelte in die Bybel wat die verskil tussen 'n internetleuen en die Bybel maak. Luister en kyk nou mooi na dit. Dit wat ek vir jou gaan sê, is die verskil tussen 'n internetleuen en die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Jahwasjoa sal 3 dae en 3 nagte in die doodryk wees. Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3, ek moet nie dit staan in die Bybel. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens, Jahwasjoa, ook 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, wat die beeldspraak vir die doodryk is, en in die kors van die aarde is. Nou kan jy self bepaal, wie het vir wie gelieg? Kom dan kyk ons net weer na Constantijn se Goeie Vrydag kruisiging en sy Rooms-Katolieke Astara godsdienstige Sondagoggend opstanding. Maak dit vir u sin? Kry u 3 dae en 3 nagte tel van Vrydag aand af na Sondagoggend toe? Jy kan dit nie kry nie. Ek kan onthou jare gelede, toe ek 'n jong pastoor was, het ek eendag hierdie vraag aan een van die ouer pastore gevra. Hoe sê die woord 3 dae en 3 nagte, maar ons kom nie by 3 dae en 3 nagte uit. Toe was sy antwoord was aan my gewees,
Daar's sekere goed in die Bybel wat ons net moet glo. Ons moet dit nie bevraagteken nie. Nou dis hoekom die internet sulke snert aan mense afsmeer. Want pastore het nie die opleiding gehad nie. Hulle het nie die guts om vir hulle mense te sê, ek weet nie. Ek sal gaan uitvind, dan kom ek terug nie. Want hulle weet nie waar om dit te gaan soek en hoe om dit te kry nie. En dan kom hulle met hierdie tipe stellings van, jy moet nie te diep in die woord van God krap nie, want dit sal jou in 'n Bybelstryd sit. Dit was vir my persoonlik gesê, jare terug, toe ek eskatologiese vrae gevra het. Moenie in Openbaring krap, dit gaan jou mal maak. En dit het my gedryf vir 50 jaar in die eskatologie. Nou sê die woord, 3 dae en 3 nagte, nooit. Moenie laat mense, pastore en predikante en priesters jou afsit wanneer jy 'n vraag vra nie. Nou sê ek, maar nou verstaan ons deur die bonatuurlike geopenbaarde woord vandag in 2026 dat Jahweh die oggend van die voorbereiding, nie die Vrydagoggend nie. Nee, dat hy Jahweh die oggend van die voorbereiding van die groot Sabbat, die Pasjag, naamlik die nuwe jaar vir die volk van Israel, dis die woensdagoggend, naamlik die 14de dag van Abib, dis Oktober, gekruisig was. As jy die woord kan glo, want die Bybel praat van die maand Abib, en Abib is Oktober maand. Dit is nie Nisan in April nie. Want ons het verlede week of die week tevore gehoor dat Jahweh nooit vir hulle gesê om koring saam te vat nie. So die stelling wat die ouens probeer maak op internet en wat AI vir jou gee om te sê hulle moes koring gehad het om deur die woestyn snert. Weereens verkleineer hulle Jahweh, ons skepper van hemel en aarde, na die intellek van 'n mens waar hy gesê het ek sal vir julle manna en ek sal vir julle kwartels gee en waters uit 'n rots uit. Julle hoef niks saam te vat nie. Nou skielik moes daar koring gewees het. En nou moet dit in April maand wees, laat dit kan werk, want dis die maand van die koring. Die wheat or the barley. Om weg te kom van Abib af, Oktober maand. Want dit bring, broer Rocco, sê ja, Onie het nou die dag met my kortliks gepraat, is van ons studente, kortliks met my gepraat, en sê, prof, maar as Abib reg is, dan bewys dit ook, dat Jahweh nie in die winter gebore was nie. Verstaan? Dit bewys, hy was nie in die winter gebore nie. En as ons kyk dan, en ek het nie die hele studie gedoen nie, ek het na dit geluister, en as ons gaan kyk na dit, ek gee vir iets om bietjie self te doen, as hulle dan in Abib getrek het, en ons werk om daar uit, dan sal ons sien dat Jahweh was in die lengte gebore gewees. Verstaan ons dit? So hy was nie volgens hulle 25 Desember nie, die horlosie het aangestaan. Dis 'n studie wat ek gaan doen, ek gaan bietjie dieper in dit ingaan, en daar is meriete daarin, so ek glo dat Jahweh is besig. En wat my wonderlik is, dat Jahweh is besig met ander Jahwiste, en hulle sien nie goed, hulle sê, prof, wat sê hiervan? En weet jy wat, partykeer dan wil ons bietjie teestribbel en vaskop oor die goed, want ons is nie so geleer gewees nie. Maar weet jy, ons het lankal hierdie sisteme uit, so ons kyk na die geopenbaarde woord, en so is Jahweh besig om vir ons die woord oop te maak. Maar nou verstaan ons deur die bonatuurlike geopenbaarde woord vandag in 2026, dat Jahweh die oggend van die voorbereiding, van die groot Pasjag of die Pasag of die groot Sabbat, naamlik, dis die voorbereiding, nie op die nuwe jaar, dit sou die nuwe jaar wees, vir die volk van Israel, dis die woensdagoggend, is hy, die 14de Abib, is Oktober gekruisig. Jahweh sterf, ongeveer 3 uur die middag. Dit is die woensdagmiddag, ongeveer 3 uur. Op die voorbereiding van die nuwejaarsfees vir die volk van Israel. So wanneer sterf hy? Op die woensdag.
die laaste dag van die voorbereiding. Want hy is want onthou, donderdag, of kom ek sê anders, woensdag aand as die son ondergaan, want dis die grootste leuen, is dat ons gebruik 'n Romeinse kalender en tyd en horlosie, 'n minuut na 12 begin die volgende dag. Nee, vir die Israeliete, na sononder, begin die volgende dag. Dit is waar die geheim lê. Ons protestante kerke en die katholieke kerke, wat onthou, 99% van die inligting wat ons protestante kerk verkondig, kom maar uit die katholieke uit. Terwyl die Israeliete, die woensdag op die voorbereiding, die 15de, is die tyd, wanneer dan, die 14de, sê ek die 15de, die 14de, want hy is op die 15de is hy dood, of op die 15de op die 14de is hy begrawe, 15de was hy reeds in die graf gewees. So, voordat die son sak, die woensdag die 14de Abib, moes Josef van Arimatea en ook Nicodemus hom van die kruis afhaal en gaan begrawe. Dis die woensdag, die laaste dag van die voorbereiding. So hy is 3 uur se kant as hy oorlede, en hulle het hom begrawe voor die son gesak het. Want hulle mag nie oor die Pasjag, die feestyd, die groot Sabbat, aan dooie mense gevat het nie. Joshua sterf ongeveer 3 uur die middag, woensdagmiddag, die dag van die einde, die laaste dag van die voorbereiding. Dit was 'n 7 dae voorbereiding van die nuwejaarfees vir die volk van Israel. Hy word voor son onder woensdagmiddag van die kruis afgehaal. Josef van Arimatea en Nicodemus begrawe Joshua in 'n nuwe graf voor die son ondergaan, dieselfde woensdagmiddag. Hy is woensdagmiddag dood, hy is woensdagmiddag begrawe, sodat hulle nie aan die lijk moes vat wanneer die son ondergegaan het nie. Met son onder woensdagmiddag, die 14de van Abib, dis Oktober maand, breek die groot Sabbat, die Pesach, die Pascha, die nuwe jaar vir die volk Israel aan. Hierdie nuwe jaar vrees sal 7 dae aanhou. Vrydag aand met son onder breek die gewone weeklikse Sabbat aan. Nou moet jy mooi luister. Ek het reeds verduidelik, 2 Sabbatte in 1 week. Wanneer donderdag aanbreek, met ander woorde, woensdag aand wanneer die son ondergaan, dan breek donderdag aan. Dis die eerste dag van die groot Pasjag. Dis donderdag. En dan natuurlik Vrydag, of kom ek sê donderdag aand, breek Vrydag aan. Dan is dit die gewone, Vrydag aand, breek die Sabbat aanbreek. Vrydag tot Saterdag. Alright, so daar's 2 Sabbatte. Vrydag aand met son onder breek die gewone weeklike Sabbat aan, wat dan nou die tweede Sabbat in dieselfde week is, wat deurgaan tot Saterdag son onder. Ai. Sondagoggend wat die eerste dag van die nuwe week vir die Israeliete is. Vir ons is maandag die eerste week van die nuwe week. Vir Israel is Sondagoggend, of kom ek sê andersom, is Saterdag aand, wanneer die son ondergaan, dan is dit Sondag. Dan is dit die eerste dag van die nuwe week wat aanbreek. Sondagoggend, wat dan die eerste dag van die nuwe week vir die Israeliete is. Met dagbreek gaan Miriam Magdalena, sy is nie Maria Magdalena nie, Maria is 'n Griekse naam, sy is 'n Hebreëse meisie, gaan Maria Magdalena, kyk wat sê hy sê met dagbreek, die Sondagoggend. Want sy sou nie die Saterdag gaan nie, want dit was die Sabbat. Maar met dagbreek, dan die Sondagoggend, gaan Miriam Magdalena na die graf van Joshua, en die engel van Jahwe die Almagtige verduidelik dat Joshua reeds gedurende die gewone Sabbat, dit Saterdag, opgestaan het. So hy het nie Sondag opgestaan nie. Hy het op die gewone Sabbat opgestaan. Dit alles pas soos is legkaartstukkies in mekaar. Kyk nou mooi. Kom ons stel. A. Van woensdag aand met son onder tot donderdag
Sononder is dit die eerste dag. Van donderdag tot Vrydag is dit die tweede dag. Van Vrydag tot Saterdag aand is dit die derde dag. Naamlik die gewone Sabbat vir die volk van Israel. Gedurende hierdie Saterdag Sabbat staan Jafashua uit die doderyk uit op. Want Sondagoggend, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, want Sondagoggend, die eerste dag van die Hebreëse nuwe week, het Jafashua reeds opgestaan. Hy het nie die Sondag opgestaan nie. So waar kom julle ouens van Vrydag aan? Ja, maar die ouens wanneer ons glo aan die Paasfees kruisiging en opstanding, dan moet dit van Vrydag na Sondag toe wees. Nee, hy het nie Sondag opgestaan nie. Hy het op die Pasjag opgestaan. Hy het op die Sabbat opgestaan, die tweede Sabbat. Die gewone weeklikse Sabbat. Dit rym, dit pas mos. Volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord is daar niks wat bygevoeg of weggelaat kan word nie. Hierdie noem ek, Prof. Hannes, geopenbaarde evangelie, wat Jafashua reeds meer as 2000 jaar gelede aan die Fariseërs en skrifgeleerders en Sadduseërs en die godsdienstiges verduidelik het. Hierdie hele studie het absoluut niks met die Rooms-Katolieke Pauslike Konstantyn se Astarafees teologie en dogma van die algemene kerkwêreld te doen nie. Dit het niks met dit te doen nie. Absoluut niks nie. Ons moet verstaan. Hoekom jaarliks? Een jaar is Paasfees, die kruisiging, Goeie Vrydag kruisiging, is in die laaste week van Maart, en die volgende jaar in die eerste week van April. Dit moet ons altyd op dieselfde dag wees. Dit moet altyd op dieselfde tyd wees. So Jafashua 2 doodsertifikate, een vir Maart en een vir April. Self die paus het gesê, hulle sal moet konsensus bereik, dat hulle dit op een dag moet kry, maar hulle kan dit nie reg kry nie. Want dit is, Konstantyn het dit geskroei op die Astarafees, wat die Hindoefees is. Die afgodefees, die hoender, die haan en die eier. En die Hindoes se fees moet op die volmaan gebeur. En die volmaan is nie elke jaar in Maart maand nie. Die volmaan is 1 jaar aan die einde van Maart en die volgende jaar in die eerste of tweede week van April. Dit hang af hoe dit die jaar verloop het. Dit kan met 'n dag of 2 na die ander kant of 'n dag of 2 na die kant toe. Maar dis hoe dit werk. Dit werk met die maan, die getye, die getuig, wat die see wat in en uit beweeg. So op die einde van die dag, wat ervaar ons? Dat dit 'n afgode godsdienstdag is, wat ingevoer is deur Konstantyn, waar hy al drie die verskillende godsdienste, die Jodendom, sy uittog uit Egipte uit, hulle nuwejaarsdag, vir die Christendom, die kruisiging, die opstanding van Christus, soos hulle dit noem, en die Astarafees, die Hindoefees, al drie die godsdienste ingebring het onder die Paasfees vieringe. Nou sê hulle, die internet sê, die Israeliete hou Paasfees, die Israeliete vier die fees van die uittog uit Egipte land. Kon nooit in Nisan, wat April of Maart is gewees het nie. Die woord leer ons, dit was in Abib gewees. Sy opstanding het plaasgevind die Saterdag, een of ander stadium, op die Sabbat, want die Sondagoggend toe Miriam Magdalena by die graf kom, toe hy reeds opgestaan. So ons het die vieringe van die Jodendom, se
hulle Pasjag, nie Paasfees nie, Pasjag. Ons het die kruisigingsnaweek vir die Christendom en ons het die Hindu Astara-fees vir die Hindus. En alles word gevier rondom die Paasfees. 1 jaar aan die einde van Maart, 1 jaar aan die einde van April. Hoekom nie altyd dieselfde tyd nie? Want dit werk met die Hindu volmaan. Nou moet u self besluit. Nou moet u die volgende gedeelte self antwoord. Met al hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord, Bybelse inligting, is die vraag, het AI, die internetrekenaar inligting oor die koring enigstens iets met die uittog van Israel uit Egipte land te doen? Wat sê u? Nee, absoluut niks. Moes daar koring of wheat of barley wees vir Israel om te kon uittrek uit Egipte land uit? Natuurlik nie. Hoekom? Want Jahwe het nie vir hulle gesê om wheat of barley of koring te vat nie. Hy het gesê, ek gaan vir julle manna gee en kwartels en water uit 'n rots uit. Hierdie weet ons met ander woorde, hierdie weet ons reeds vandag in 2026, is net weer 'n slinkse manier om die oningeligte persoon sy aandag van die bo-natuurlike waarheid af te trek. Die grafieke tydlyn. As dit is dat u nie reeds al hierdie grafieke tydlyn van my het nie, oor die kruisiging, die opstanding en alles wat ons hanteer het, die uittog van Israel uit Egipte nie, kan u net vir my 'n WhatsApp stuur, soos my nommer 0722-367-124 en vra vir die kruisigingstydlyn en ek stuur dit vergraagde met u. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën was en dat u geestelike oë oopgegaan het. Al wat ek gedoen het, ek het vir u die woord gebring. U moet bid en vir Jahwe vra om die skille van die godsdienstige sisteme van u oë af te haal, sodat u die waarheid kan glo. Iemand het vir iemand gelieg. Stuur hier inligting of kontak of link soos dit noem, vir almal wie lief het. Ek is reeds besig met die volgende lesing wat u kan volg, die leen van Jaapie van Seil, die boerseun van Migdol en die leens van die boek Henog. Vrede in die verhewe en groot naam van Jahwe. Dis die diensknegte wie funksioneer in die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe, ons Elohim. Ek is myself Prof Hannes Redlinghuis en my vrou Pastoor Rika Redlinghuis. Laat dit so wees. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.